Paulus het die goeie nuus van verlossing uit genade verkondig. Hy het gesê dat Christus alles vir ons redding gedoen het en ons niks uit onsself kan doen om ons redding te verdien nie. Sommige mense het daarop gereageer en gesê dat Paulus die mense aanmoedig om sonde te doen. Nadat Paulus gesê het dat mense wat deur die genade van Christus vrygemaak is en daarom nie meer onder die wet van Moses staan nie, vra hy in Romeine 6 vers 15 tot 18 wat dit dan beteken. Kan ons aanhou sonde doen omdat ons nie meer onder die wet van Moses staan nie, maar onder die genade? Sy antwoord is 'n duidelike beslis nie. Hy sê as jy jou aan iemand onderwerp, jy 'n slaaf is van die een wat jy gehoorsaam. By ons bekering onderwerp ons aan Christus en word ons slawe van Christus. Ons gehoorsaam dus Christus, nie meer die sonde nie. Paulus dank dan die Here dat die mense in Rome wat slawe van die sonde was en wie se lewe op die ewige dood uitgeloop het, vrygemaak is sodat hulle nou slawe van Christus is, wat sy wil doen en vanuit sy genade lewe. Paulus praat op geen manier sonde goed nie. Hy waarsku eerder dat as jy aanhou om in sonde te lewe, jy hel toe gaan. Hy roep gelowiges op om as slawe van God in gehoorsaamheid aan God te lewe, sodat hulle verlossing en 'n nuwe lewe kan ontvang. Geloof beteken dat ek op Christus alleen vir my redding en verlossing vertrou. Maar in geloof antwoord ek dan op wat Christus vir my gedoen het, deur te lewe soos iemand wat aan hom behoort. As ek nie met my lewe antwoord op wat Christus vir my gedoen het nie, is ek nog 'n slaaf van die sonde, nie 'n slaaf van God nie. Kan ander in jou daaglikse lewe sien dat jy 'n slaaf van God is wat hom gehoorsaam, omdat Jesus Christus sy genade aan jou bewys en jou lewe nuut gemaak het?